Maak nie saak of ek baie het, en of ek min het. Maak nie saak of ek met goed gaan, en of ek swak is. Maak nie saak of ek gesond is, en of ek siek is. Ek bly nog ons hemelse Vader. Ek bly nog die een wat ek eer. Ek bly nog die een wat ek aanbid. Want ek aanbid hom nie vir wat ek kan kry nie. Ek aanbid hom vir wie hy is. Hy is my alles. He is my Lord. He is my Savior. En al is dit 'n miljoen jaar in die paradys, sal dit nooit genoeg tyd wees om vir hom dankie te sê dat hy vir my gedoen het. Die dag toe hy is Sondag en die môre sluit uitgehaal het, en gewas het en 'n nuwe naam gegee het. Die naam van die Here. Elkeen en elkeen die saam met ons vanmôre. Nagmaal ons vanmôre. Maak dit vanmôre gevoed en versterk hier uitgaan. Dit waarvoor jy van die Here af verwag, dat jy dit sal ontvang uit sy hart uit vanmôre. Hoe jullie word Dierbare Hemelse Vader, baie dankie weer eens vir die voorreg om in die huis van die Here te kom. Here, dit is miskien warm en bedomper buite, en ons harte klop warm vir U. U is ons God, U is ons Here, ons Verlosser, die Skepper van hemel en aarde, ook die Skepper van ieder en elk wat vandag hier teenwoordig is. Here, ons is so dankbaar teenoor U, dat U ook vir ons die gawe van geloof in U geskenk het, Here. 'n wonderlike gawe, Here, en hierdie gawe word aangevuur deur die Heilige Gees. Bid ons ook vandag U teenwoordigheid af hier weer, dat U met hierdie diens sal wees. Dat die Heilige Gees die harte sal vul, en dat daar 'n salwing sal val op hierdie gebou vandag. Jesus se naam. Seën ook die voorsange, Here, die musiek, die klank, en laat net U naam verheerlik word. Dit bid ons in Jesus naam. En dan ook die woord wat gebring van word, Here. Dat die vrugte op goeie grond sal val, mooi vrugte sal dra. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Wonderbaar heilig is Jesus my. And
Yeah.
Kyk wat gebeur in Iran. Amerika is besig om soontoe te trek. Rusland en China gaan betrokke raak by hierdie geveg. Die Bybel sê 2
100 miljoen mense gaan stap na Israel toe. Waar gaan 200 miljoen soldate vandaan kom? Rusland en China. Donald Trump is besig met dinge. Hy's besig om 'n safety board vir peace board te stig. En hy sit al die leiers van die wêreld op daardie raad. Dis nader as wat ons besef. Hy kom. En hy kom vir die wat hom verwag. Jy moet elke dag, elke oomblik lewe asof jy maar sy kan blaas.
prys kon betaal. Sy naam is Jesus. Die naam bo elke naam. Die naam wat elke knie voor sal buig. Die naam wat selfs die duiwel voor sal buig en erken dat sy naam is Jesus, tot verheerliking van God die Vader. Halleluja. En ek eer hom. Ek aanbid hom omdat hy Jesus is. Halleluja. We place you. Place you on the highest place. Oh,
Jy het vanmorgen ingestap, omdat God nog vanmorgen aan jou gedink het. Jy het ingestap vanmorgen, omdat sy genade deur vir jou nog oop is vanmorgen. Iewers terwyl jy wakker word vanmorgen, het hy jou naam geroep. En ons is hier vanmorgen, want dit is nog nie die einde. Want sy genade deur is vanmorgen nog oop. Halleluja. Vader, baie dankie vanmorgen vir 'n geleentheid om voor U te kan stil word, Vader. Here, om vanmorgen te kan weet dat U is hier, want die woord is 'n bevestiging waar 2 of 3 in die naam vergader. Daar sal U in ons midde wees. Daarom wil ek vanmorgen bid, Vader, waar ons by die woord van die Here stil staan, dat U, o God, vanmorgen sal beweeg van hart tot hart, van sitplek tot sitplek. Here, dat hartsdeure vanmorgen wyd oopgemaak sal wees, ontvanklik sal wees, Here. Dat U vanmorgen harte sal beweeg en sal verander, dat ons sal uitstap en sê waarlik, as was in die teenwoordigheid van die Here. Ek verklaar my diepe afhanklikheid van U. Dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart die welbehaaglik sal wees, o God. Net dit sal sê wat ons vanmorgen moet sê, en niks anders nie. Net dit wat die Gees vanmorgen wil sê, terwyl ons by die tafel sal aanbid, wil en bid, elke ons daar sal seën. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. U kan die sitplek neem. As jy jou woord het, laai so lang, gaan na die boek van Romeine. Romeine 6.
net so vir almal wat net so 'n bietjie die treble of ietsie afval asseblief net so. Dat almal wat gehelp het hier by die verhoog. Ek het voel nie so nie, maar ek dink ek het gewig verloor. So vir ander en Saline en AJ en Rachel en Sister Daleen wat hier aankom met goed gunstig met iets vir die innerlike, halleluja. En ek voel drank en elkeen die Tom wat die airport vir ons kom regmaak het. Hy het hom net nie geskuif nie, hy moes hom net hier agter my gesit het hier by die. Maar dankie vir, en so baie dankbaar vir elkeen. Dankie as jy nog nie gegroet het vanmôre nie, welkom in die mooi naam van Jesus. Ek is trots om Kobus hier te sien vanmôre. Prys die Here as dit. Wanneer was dit gister? Vrydag. Dis ek daar by hom en my vrou sê van jy sien ek jou Sondag. Hy's 'n man van sy woord, hoor. Dankie, mag die Here jou seën Kobus. Hy's hier en elke ander een wat vanmôre hier saam met ons is dit nou niemand oorslaan. Is nog besoekers in die plek, ek dink kyk. Wow. O, daar, die suster, baie welkom vanmôre saam met ons. Henny sal die nodige doen. 'n Hoofstuk wat ek weet mense nie graag dalk wil lees nie. Romeine 6. Is dit waar? Hoor wat sê, kom ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 14. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien. Gaan nou verder lees. Wat sê die laaste gedeelte? Dat ons nie meer die sonde sal dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Ek het 2 amens. Dis die vers wat mense nie wil luister nie. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Amen.
sonde sal oor jou sterflike liggaam nie heers nie. Ons lewe in 'n tyd waar die probleem reg oor die wêreld dieselfde is. Wat's dit? Sonde. En ons lewe ook in 'n tyd waar die oplossing reg oor die wêreld dieselfde is. Jesus Christus en hom as 'n gekruisigde. Amen, kan jy saamstem? En ons weet almal dat dis die probleme. En ons gaan vanmôre aan 'n tafel sit en hierdie tafel wat vir ons so pragtig gedek is vanmôre, spreek die plekke waar God die sonde geadresseer het en gekanselleer het. Amen. Thank you, Jesus. Mense getuig, hoor mooi. Mense getuig, ek is gered, ek is 'n kind van God. Maar ag pastoor, jy weet, ons is maar mens en ons het maar dis alleen uit die put van die hel. Amen. Thank you, Jesus. Ek weet nie of jy van die boodskap gaan hou nie, maar jy kan maar amen sê of eina. Mense sê ek is 'n kind van God. Maar wanneer jy na hulle lewe kyk en die vrug van 'n boom, dan is sonde nog op die troon van hulle hart. Mense lewe in die oogmerk van die kruis van Golgotha, dat hulle daar gered is, maar daai selfde kruis het jou vrygemaak. Maar mense is nie vry nie. En daarom vanmôre, hy sê in Genesis 4 vers 7 die B-gedeelte, in Genesis 4:7 sê, hy sê die sonde lê loer voor die deure en sy begeerte is na jou, maar wat? Maar jy moet daaroor heers. Moenie vir my vanmôre sê, pastoor, ek kan nie. Dan wil ek vanmôre vir jou antwoord gee, jy wil nie. Nou, jou wil. Dit wat jou hande wil doen, is ondergeskik aan my wil. Daar waar my voete wil beweeg, is ondergeskik aan my wil. Dit wat ek met my mond wil praat, is ondergeskik aan my wil. Dit wat ek met my oë wil sien, is hoe praat jy? Ek het 'n keuse of ek na daai snert op die televisie wil kyk of nie. Ek het 'n keuse of ek by 'n verkeerde plek wil instap of nie. Ek het 'n keuse wat ek vanmôre wil dink oor goed of kwaad. Dis onder my wil en my wil moet aan God se wil gekoppel wees. Hy sê die sonde lê en loer en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Met ander woorde, ek sê vanmôre vir jou kind van God, broer, suster, vriend, vriendinne, hierdie sterflike liggaam is blootgestel aan versoekings. Hierdie liggaam van jou is en ervaar wat begeertes. Hierdie sterflike liggaam van jou is onderworpe aan swakheid. Hierdie sterflike liggaam is onderworpe aan die dood. Maar God sê, en dan kom hy, en Paulus sê dit wel, hy sê dit, hy sê, daar's in die liggaam is daar sonde. Hy sê, maar dit sal nie oor jou heers nie. Daar's 'n verskil vanmôre, kind van God. Jare terug, is ons by 'n konferensie, ek kan dit seker maar noem van my vrou. Sy klavier, trekklavier gespeel die hele aand. En een van die stoutpastore, nie ek nie, jou van die ander ouens. Nee, ek wil net party van my broers net korrigeer. My vrou sê, vryf net bietjie my skouer, ek wil net vir jou noem. En ek vryf haar skouer in, want jy sit daar, is daar by waarom bad, dis mos nou wat, Bella, wat is dit nou? Daar op 'n plaas, dis doringbome. En sy sê, vryf net my skouer, hy seer van die trekklavier se trek. En ek vryf, en ewe skielik kyk jy agter my, nie staan een van die ander pastore,
En dis nou al donker, en hy het so lelike, wat noem jy dit, mombakkies op. En hy wys vir my met my hand wegvat, en hy vat sy hand, en hy vryf hy bo op haar skouer, en sy voel, maar die vryf is nou anders dan. En toe sy voel, nou moet jy weet, hier is die vuur wat brand, kry die prentjie, dit is ons prentjie mense. Hier is die vuur wat brand, die karavane staan oor ons ronde, en die stoel is so om, en hier kyk sy vast, en dis die lelike mombakkie. Met die vlamme wat so glans teen hierdie mombakkie. En toe sy opkyk, en sy sien hierdie gesig. Toe sê sy, man, ek sal jou knap. En die moderator van die kerk haal die mombakkies af. Hy sê, my suster, ek kan sien, daar is nie 'n byenes in jou nie. Kom ons veronderstel dat 'n bytjie uitgekom. Kom ons veronderstel dit. Ek hoor daar nooit vloek nie. So heers die sonde oor. Daar gaan sonde in jou liggaam wees, hoor. Jy gaan verkeerd dink. Maar dit gaan aanhang of dit jou oorheers. Dit gaan afhang of dit jou beheer. Daai pastoor het toe by 'n ander pastoor gegaan en toe gaan daar bytjies uit. Dis my broer 'n bietjie gaan bid. So 'n bietjie gaan weer sakke gaan bid. Maar die Bybel sê, Paulus sê jou sterflike liggaam, maar die sonde sal daar nie oorheers nie. Met ander woorde, as ek in die môre opstaan en daar's 'n bytjie wat uitgaan. Kom, julle weet mos nou wat bytjies. En jy ry jou kar en daar's nog 'n bytjie, en nog 'n bytjie, en hierdie ou doen dit en daar's nog 'n bytjie, en hierdie ou by die stopstraat is te stadig, op die roepad is te stadig vir, en hierdie ou in die mall roep waar jy wil loop, en dis bytjies en bytjies, dan sê ek vanmôre vir jou, die sonde heers jou. Die sonde heers oor jou. Daar's 'n groot verskil tussen 'n teenwoordigheid van sonde en 'n heerskappy van sonde. Jy moet mooi die twee terme verstaan vanmôre. 'n Teenwoordigheid van sonde en die heerskappy van sonde. Jy sien, wanneer jy versoek word, man, dan is dit nie sonde nie. Wanneer jy stryd het en dan is dit nie 'n nederlaag nie. Weet jy wat? Ek sê vir jou, die oomblik wanneer jy die môre opstaan en daar's een of ander stryd by jou aanwesig, wat wil ek vir jou sê? Ek sê vir jou dat sonde is nie besig om te triomfeer in jou lewe nie, want jy het 'n strydsaak elke dag met jou liggaam. Paulus skryf, hy sê die dinge wat ek doen, nie wil doen nie, dit doen ek. Hy het 'n stryd. Met ander woorde, ek gaan begin kommer raak as die duiwel nie 'n aanval teen my loods nie. Ja, maar ek wil hy moet ophou. Ek wil nie eintlik hy moet ophou nie. Want as hy ophou, dan beteken dit hy is nie meer teen my nie. Hy stap saam met my. Sê dankie vir God vir jou stryd. Dit hou jy dalk op jou knie. Maar as hy nie aanval teen jou loods nie, beteken dit hy stap saam met jou. Hy het niks om oor bekommerd te wees. Ga jou maar net so los. Jy sien, die sonde moet in mense se lewens moet die troon in jou lewe verloor. Die sonde. Hy sê in Romeine 6:6, hy sê aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak en ons nie meer die sonde sou dien nie. Slaaf is van die sonde nie. Jy sien, ons gaan by die tafel aansit vanmôre. En by hierdie tafel het Jesus op Golgotha die gesag van sonde gebreek. Amen. Op Golgotha het hy dit gebreek. By die kruis is sonde se reg op jou lewe tot niet gemaak. Die sonde is onttroon op Golgotha.
Sal hy nou vir jou mooi voorbeeldjies gee. Die sonde se begeerte is nog na jou. Hy dreig nog. Sonde is nog uitlokkend. Maar die sonde regeer nie meer in my lewe. Die sonde is verbreek, ek is onder die genade. Hy sê daar in die 14de vers, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Weet jy wat sê die wet? Die wet sê, maar doen so en lewe. Dis wat die wet sê. Doen so en lewe. Maar genade, of kom ek sê nog so wat sê die wet? Hy sê misluk en sterwe. Doen so en lewe, misluk en sterwe. Maar dan kom God en die genade sê, dit is volbring, omdat hy leef ek, halleluja. Dis die genade van God. Dis die genade van God. Die wet wys vir jou sonde. Genade het die mag van sonde gebreek. En die is die ding wat die mens vandag doen. Nie kom maar vanmorgen sê amen, want dis waar. Selfs kinders van die Here probeer sonde oorwin deur selfbeheersing. Probleem met nadink oor wat ek sê. Mense probeer sonde oorwin deur selfbeheersing. Ek gaan nie meer, ek gaan nie dit, ek gaan nie meer, ek gaan nie meer so, ek selfbeheersing. Ek wil vanmorgen vir iemand op die plek sê, daai vyand is groter as wat jy besef en wat jy kan hanteer. Daarom het Jezus dit op die kruis gaan adresseer, wat ek en jy kan nie. Ek en jy is nie in staat daartoe nie. Baie mense veg sonde met hulle eie wilskrag, deur hulle eie pogings. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, kind van God, jy gaan alleenlik in die sonde oorwinne, wanneer ek in die gesagsposisie van Christus staan en hom alleen, halleluja, dan gaan jy dit wen. Dis die Heilige Gees wat vir jou krag gee om nee te sê. Dis die Heilige Gees wat vir jou krag gee om te draai en weg te stap. Dis die Heilige Gees wat jou die krag gee om 'n oorwinnaar te wees. Hy sê Romeine 8 vers 13, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Wie moet die werke doodmaak? Ons. Hy sê julle, hoor mooi wat sê daai vers. Hy sê maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle jy. Ek het 'n keuse. Kom ek sê vir jou dit. Ek sê nie nee vir sonde. Om gered, jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê vanmôre. Ek sê nie nee vir sonde om gered te word. Ek sê nee vir sonde omdat ek gered is. Halleluja. Kan ek dit weer sê? Ek sê nie nee vir sonde om gered te word nie. Ek sê nee vir sonde omdat ek gered en gewetterbaar is. Halleluja. Daarom sê ek nee. Ek het laas weer gesê, ek gaan weer sê, dat was van u nie hier nie. Ek stry nie vir oorwinning nie. Ek stry vanuit 'n oorwinningsposisie in Christus Jesus. Nou wil ek vir jou sê, jy kan gaan kyk elke keer in jou Bybel. Elke keer wanneer die Bybel praat in hom, praat hy van wat? It's all about the cross of Calvary. Deur hom. Dis die kruis van Golgotha. 'n. Jezus. 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 '
Alles in hom en deur hom. Romeine 6:13 sê, en moet nie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Wat beteken dit, pastoor? Dit beteken vanmôre dat ek het my oë aan God gegee. Ek het my mond aan God gegee. Ek het my gedagte aan God gegee. Ek het my hande aan God gegee. Ek het my voete aan God gegee. Ek het alles wat ek het ek aan God gegee. Want dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus in my. Halleluja. Ons sê hy koortjie te wees soos Jesus. So rein en heilig, so sag en nederig, ek verlang te wees soos hy. Maar dit is net 'n lekker liedjie om te sing. As ek begin bedoel, man, gaan ek moet aanpassings maak. Luister, wanneer ek my so alles vir God gee, dan gee ek ook my keuses aan hom. Nie uit vrees nie. Ek gee my keuses uit dankbaarheid, omdat ek vry is in Christus Jesus. Hoor so mooi. Daai jaar, ek weet nie, kry ou nog 'n ding soos 'n sirkus wat rondbeweeg met die olifante en wat. Iemand het eendag gesê, daai olifant staan maand vir maand, jaar vir jaar met 'n dik ketting om sy voet. En hy kan beweeg net so ver as wat daai ketting, want hy het sulke lang eisters in die grond geslaan. Hy kan net so dan voel hy, okay, ek kan nie verder. Die man wat die olifant opbly, sê hy kan hy selfe olifant vat, en dan kan hy 'n dun touwtjie om sy voet sit. En die oomblik as hy daar kom, gaan hy self terugtree, alhoewel hy die mag het om te, hy kan nie die ketting breek nie, hy kan die tou breek, maar hy was vasgevang vir jare. Kinders van God is vir jare as jy gered, maar die vyand het 'n ou touwtjie, dis nie meer 'n ketting nie, dis 'n ou touwtjie wat op jou voet is, en as jy daar kom, dan gaan jy nooit, hoor jy wat ek sê vanmôre, dan gaan jy nooit geestelik verder nie, want ek voel net die gewig van, of die touwtjie wat teen my voet druk, en dan stap ek terug. In Jesus is ek vry. Die sonde sal oor my sterflike liggaam nie heers nie. So help my, ek gaan vanmôre uit hierdie kerkgebou uitstap en ek gaan vat weer die een of ander sonde op wat hy heers oor jou. Jessica sien in 'n buite met die seentjie. Jessica het na laas Sondag na diens. Maar sy verstaan nie Afrikaans nie, sy is Engels van haar. Maar na Sondag na diens, toe almal huisloos, toe sit ons en ons lei Jessica na die Here toe. Hoe het sy daarby uitgekom? Hoormaal die Heilige Gees het sy gesien wat haar sis het tot bekering gekom. Kan ek dit maar noem wat julle gelos het? Kan ek maar. Want ewe skielik, toe sy tot bekering kom, toe los sy die week. Hoe lang nou al? Kan ons nie net die Here en lof offer gee nie? Halleluja! Ek kan nie, pastoor, ek sukkel! Jy val! Johannes 8:32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Halleluja! Het jy ooit weer lus geword vir 'n Rachel? And now it's totally gone. Want hy het jou waarlik vrygemaak in Jesus naam.
Hier is die ding. Brennie en haar suster sien die krag van God in haar lewe. En sy sê wat? Ek het nie vanmôre dit gesê om haar te verkleineer nie. Ek het dit vanmôre gesê, ek gaan nog 'n getuienis met haar opneem. Want as mense, Pinkstermense wat sê ek kan nie, man kan, is amper seker, wat sy dan kan nie is dood van kruiwaas dood. Dis mos daai wat ons gesê. Ja. Daar bestaan nie so iets nie. Want met my God is alle dinge moontlik. My God kan alle dinge doen en ek kan jou vrymaak van watter ook al kwaal jy het in Jesus naam. Moenie my sê jy kan nie. So ons gaan lekker sit en ding vir YouTube doen. Somebody moet iewers mense sien dat ons God is nog by mag om vry te maak en kettinge af te haal. Ek wil nie nou daai ou toukie op haar voet sit nie, want sy gaan hom afruk en breek en ek gaan dit vir my te vind nie doen. En dan sê sy kom tot bekering, want sy die krag van God is. En toe stop sy met dieselfde ding. Hoe lang? For her, it's about 2 weeks now. 2 weeks. Halleluja! Heel goed van God. Oh, prys die Here. Nou met wat sê hy? Rachel is nie meer vanmôre 'n slaaf van die sonde nie. Sy is nie meer vanmôre vasgevang in dit nie. Sy is nie meer vanmôre onder die veroordeling nie. Want almal wat deur die sonde versoek het, en daar is 'n sonde mag wat nooit oor jou mag oor jou mag besit neem nie. Want jy moet oor dit heers. Sien te sê jy gaan nie verkeerd staan. Sien te sê jy gaan nie verkeerd doen. Maar daar's 'n verskil van as iets skielik gebeur en nou beheersing daarvan. Hallo? Die sonde sal oor julle sterflike liggame nie heers nie. Want in Christus is ek vry. Halleluja. O, gesonder die genade van die Heilige Gees van God in my. Hy sê Johannes, ek gaan vir jou 'n paar verse gee, ek wil klaar maak. Hy sê Johannes 8 vers 34, Jesus antwoord hulle, Voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Ja, ek weet nie hoe dit reg gekry nie. Was dit daar in Noordwes, ek weet nie of dit daar ook so was nie. Maar daar's net soveel sonde binne in die kerk as wat daar buite kan die kerk is. Julle is nou betreklik stil. Is dit waar, Brennie? Die kerk het soos die wêreld begin lyk. Kom aan. Die kerk het soos die wêreld begin praat. En soos die wêreld begin optree. So met ander woorde, wanneer ek 'n diensknegt is van die sonde, is ek nie 'n vry mens nie. Paulus skryf, hy sê, mag ek nooit roem, behalwe in die kruis van Golgotha. Mag ek nooit daar roem. Romeine 6:6 sê, hy sê, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Luister daar, die sondige natuur het Jesus verbreek. Ek het al baie vir jou gesê, kom ek sê dit weer. Wie van julle het kleinkinders? Tyd 5, tyd 6, tyd ons in die Bybel. Hoor gou mooi. Dan is jou kleinkind, het ouma se koekblik in die hande gekry.
Hy staan met die handjies agter die rug. Hier om die mondjie. Vol krummels. Ken julle dit? Vol krummels. Het jy ouma se koekies gevat? Ja. Sy seker. Ja. Maar die bewys is daar. Wie daai kind geleer lief? Daar's 'n sondige natuur. Paulus sê hier's niks goeds in hierdie liggaam. Niemand het daai kind gesê, hoor jy moet alleen vertel as jy in die moeilikheid is. Hy sit met 'n sondige natuur. Maar toe God by jou siel red, ons word gewederbaar, toe dat 'n goddelike natuur in my. En daardie goddelike natuur moet die beheer vat. Maar nou kry kinders van die Here dat die goddelike natuur is op die agtergronde en die vleeslike, die sondige natuur, die beheersing van sonde, heers oor jou liggaam en betroon jou hart. Daarom sê die Here is nie almal wat vir sê Here, Here. 2 verse, en stoos langs my saggies. Romeine 8 vers 2. Hoor hierdie vers. As jy 'n kans toe gaan doen 'n bietjie 'n Bybelstudie oor Romeine 6, 7 en 8. Vir my is dit die belangrikste boeke in die Bybel. In die ganse woord, ek hou van die ganse woord. Maar Romeine 6, 7 en 8 is my kardinaal, staan vir my uit. Hoor wat sê daai vers. Romeine 8 vers 2. Van die wet, van die gees van die lewe, in Christus Jesus. Wat het ek vir jou gesê? In. Die wet van die gees, in Christus Jesus, wat hy vir jou bereik het, wat hy vir jou gedoen het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Mag God daar by jou wees, elke keer wanneer jy jou Bybel oopmaak en jy lees in Jesus, dit is wat hy aan die kruis gedoen het. Deur Jesus is nog steeds wat hy aan die kruis gedoen het. In hom nog steeds wat hy aan die kruis gedoen het. Jy sien, Jesus was die onderwerp, die kruis was maar net die middel gewees. Maar Paulus sê, jy sien, Paulus het 'n paar dinge kwytgeraak en toe sê hy sê, broeders, wat my betref, ek wil niks anders onder julle weet as Jesus Christus en hom as 'n gekruisigde. Wil niks weet nie. Jy gaan ook hierdie vers lees, Romeine 8, die 10de vers. Maar as Christus in julle is hy in jou? Kom aan, ek wil weet, is hy in jou? Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde. Kom aan! As Christus in julle is hy dood vir die sonde en die beheersing van die sonde. Thank you, Jesus. Maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Jy sien, die gees van God werk uit die voltooide werk op die kruis van Golgotha. Dis van waar hy die gees opereer. Hy voltooide werk, halleluja. Een vers wat vir jou gee. In Johannes 3 vers 8. Hy wat die sonde doen, is hy die duiwel. Pastor, jy raak nou kwaad. Dis nie ek nie. Blaai na God se woord, in Johannes 3 vers 8. Hy wat die sonde doen, is hy die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. So wanneer sonde oor jou heers, en jy sê, pastoor, ek kan nie die los nie, ek kan nie van daai ding ontslae raak nie, ek kan nie hierdie binding breek nie, nou wil ek vir jou sê, daai sonde heers oor jou, dan sê die Bybel, jy sê die duiwel nie.
Pastor, my sit goeie mense. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis nie goeie mense wat hemel toe gaan nie. Dis gehoorsame mense wat hemel toe gaan. En net so vir die, ek is nie om jy gemakkelijk laat voel nie. Ek is jy so om jy ongemakkelijk laat voel. Dit is nie om in te pas nie, dit is nie om uit te staan. Amen. As jy wat die sonde doen, is hy die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Maar vir hierdie doel, het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Wat het dit gedoen? Op die kruis van Golgotha, toe knie hom uit, hy maak hom kragteloos, vir sy beheer oor jou, hy stel hom ten toon, in die openbare, hy vergeldig hom, in die openbare, en dan kom God, en hy sê, ek gee aan jou al die mag, oor al die krag van die vyand, maar die sonde heers oor die mens. Die sonde heers oor die mens. Sal God ons nie vanmôre help. Sonde het die mens gebind. Maar Jezus maak ons vry. Jezus maak ons vry. Jy sien hy olifant. Hy het gestap tot daar waar hy die weerstand voel. Dan stap hy terug op sy ou weer. Kinders van die Here kom tot bekering. Dan stap hulle tot net waar hulle die weerstand voel. Dan draai hulle terug. Hulle gaan terug op hulle selfe weer. Net soos daai ou groot olifant. Speel gou vir my daar. As the very stel jou mic, ek wil net ons gaan stadig sing. That day when I was born again. Die tweede vers. Ons sing ons lekker koortjie. Die tweede vers sê, the sins I used to do, I do them no more. Is dit daar op die systeem? Ons sing net so 'n bietjie stadig. That day when I was born again, oh that day when I was born again, oh that day when I was born again, it was a glad day when I was born again. Onthou jy nog daai dag? Daai dag. En toe was dit gewees, as jy so iets doen wat verkeerd is, jy sien die pastoor of 'n kerkraadbroer of 'n gemeentelid, dan steek jy daai ding weg, want en dan het 'n paar weke, maande en jare aangestaan. En ons het gemaklik geraak. En ons is terug na die ou weer. Tweede vers. The sins I used to do, I do them no more. The sins I used to do, I do them no more. The sins I used to do, yes, hallelujah. I do know it was a glad day when I was born again. Hallelujah. Kerk, Hallelujah. toe die discipels hom vra, Here, is die wat gered word min? Toe sê Jesus vry af, want is min wat hy weg gaan vind. Dis min
As God sê min, dan bedoel hy min. Dan is dit nie 'n maklike saak wat ek stap en ek is op my pad hemel toe. Dan streek ongehoorsaamheid. As hy iets teen my verkeerd doen. Dan gaan daar 'n sonde van ongeregtigheid wat heers, wat sê, hy het dit begin, hy moet eers kom. En dis nie God se woord. God sê, jy staan op bid, jy dink jy broer iets stil, gemaak reg met hom. Maar ek het 'n keuse, ek het 'n wil, wat ek wil uitoefen, of ek daardie ongehoorsaamheid, daardie sonde van ongehoorsaamheid aan God, op die troon van my hart wil sit, en of ek hom gaan ontroon, en aan toe stap, en sê my Boeta, staan op Boeta, hey man, ek vergewe jou. Dan is ek besig om die goddelike op die troon van my hart te insinueer en daar te sê, Steve, dan hy het dit eerst aan my gedoen. As jy dink God gaan eendag vir jou vra, wie begin, dan maak jy 'n groot fout. As jy dink God gaan vra hoeveel keer dit gedoen, dan maak jy 'n groter fout, want jy gaan 'n toets kom sodat Petrus hom gedop het, 70 maal 7 jaar. As jy dink, die Here gaan vir jou vra, hoe erg was die aanslag teen jou? Dan maak jy ook 'n groot fout. Daar sal een vraag wees, het jy hom in jou hart uit vergewe? Dis die vraag. Die sonde sal oor julle sterflike liggaam nie heers nie. Moenie vir my kom en sê, pastoor, maar die Bybel sê, pastoor, hoekom het Jesus sy eerste wonderwerk? Die bruiloft te Kana, waar hy water in wyn verander. Here, dis mos nou 'n bewys. Ek kan maar gooi. Jy moet gaan kyk wat was hy wyn. En dan sê hulle, ons soek altyd 'n regverdige. Dit Paulus wat gesê het, drink 'n bietjie wyn vir die maag, en jy waarskynlik al opstaan met almal maagprobleme. Hallo. Julle lag, dis die reine waarheid. Maar hulle vergeet van die vers by hom wat in die môre opstaan. Hulle vergeet die verse wat sê, dronkaards sal nie in die hemel kom nie. Hulle vergeet daai verse, daar's honderdes van hulle. Hulle vergeet daai verse. En ek onthou die een, die bruiloft te Kana. Want ek soek 'n regverdige. Daar's geen regverdiging vir sonde. God sê, ek haat sonde. Nie jou as mens nie, hy haat sonde. En jy weet ons het so ruk terug, sê wat ja, maar die kerk is nie gereed vir die wegraping, die kerk is nie. Die bruid sal wel wees, maar die kerk is nie. Daar is 'n verskil tussen die kerk en bruid. En dis min wat dit gaan maak. Sing hy tweede vers. Sommige dit sê gewone, kom ons staan. Jy gaan vanmôre, jy weet vanmôre, voor ons by die tafel gaan sit, wat is in jou lewe aanwesig? Jy weet vanmôre, Here, hierdie dinge, ek het al hoeveel keer gesê, ek gaan ophou. Ek gaan nie leer nie, dan kry ek doen ek dit net weer. Die gees begeert nie die vlees en die vlees nie die gees in die Bybel, dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Maar
Vanmôre as jy op my God ons kyk, ons ontroon sonde in ons lewe. Ons ontroon dit vanmôre. Nie jy nie. Dit was gedoen om Golgotha. All the sins I used to do, I could remember. All the sins I used to do, I could remember. All the sins I used to do, I could remember. It was a glad day when I was born again. All the things I used to do, I do no ever. The things I used to do, I do no more. All the things I used to do, I do no more. It was a glad day when I was born again. Oh yes, that day when I was born again. Oh yes, that day when I was born again. Oh, that day when I was born again. It was a glad day when I was born again. The sins oh yes, the sins I used to do, I do remember. The sins I used to do, I do remember. The sins I used to do, I do remember. It was a glad day when I was born again. Jesus maak 'n man gesond. En hy kry hom later weer. Hy sê vir hom, kyk, jy het gesond geword. Gaan sondig nie meer, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. God sê, ek is nie jaloers op God. Ek soek jou alles. Jy sien, dit wat jou in die lewe keer om heilig te lewe, moet jy die pad uitkry. Want sonder heiligmaking sal jy God nie sien nie. Die Hebreërs skrywer skryf dit. Hy sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien nie. So as jy wil ernstig wees met God, as jy ernstig is om by die parelpoort in te stap, as jy ernstig is om 'n ewigheid met God te spandeer, dan moet jy ernstig wees om die sonde beheer oor jou liggaam van troon af te haal. Vanmôre, daai sonde beheer te ontroon in jou lewe. Hallo kind van God. Jesus, hierdie was nie net die plek waar hy my soer het nie. Hallo, hierdie is my saligheid. Dit is my heiligmaking. Die bloed van Jesus reinig en heilig ons. Sy wonde het vir jou genesing gegee. En ons genet nou staan daar by broer te lange bid, saam sy vrou wat baie ernstig daar in sy Kings, daar in Kings, want ek glo God, glo die kerk glo God, maar ons moet die sonde klaar kry. Ons kan nie aangaan, en aangaan. Die vers in die Bybel sê, hy wat sy sonde bely, en laat staan, is hy. Bely, en laat staan. Dat is niks anders. Hy geloof die Vader. Ja, ons gaan by die tafel aan sit.
aan enkele oorlikke. En U wat die harte deursoek en die niere beproef en alles ken. Here weet vanmôre in elkeen se lewe, van die voor tot agter, kant tot kant. Jonk en oud. Here, wat is op die troon van ons hart? En ek wil vanmôre bid, o Heilige Gees van God, dat U aan elkeen sal openbaar wat op die troon is. Here, voor ons by die nagmaaltafel waar U vir ons alles moontlik gemaak het, gaan aansit. Dat ons dit vanmôre, Here, hierdie saak eens en vir altyd klaar kry mee. Want hy wat die sonde doen, is van die duiwel, sê die woord. En ons wil graag getuig, ons is kinders van God. Dit beteken dat die sonde nie sal heers oor ons sterflike liggaam. Daarom vra ek, o Heilige Gees van God, U wat gekom het om ons te leer, regte paaie te wys, oortuig van sonde en ongeregtigheid en van oordeel, dat U in hierdie oomblik by elkeen sal stilstaan, Vader. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus. Ek bid, Here, vir gehoorsaamheid aan U stem. Bid, Here, vir vrymoedigheid teenoor U, om daai dinge te bely, klaar te kry. Want spoedig gaan U kom. Waarmee sal U ons besig vind? Sê die woord van die Here. Sal U nog geloof vind in U, o God, wanneer U sal kom? Help ons vandag, Vader, die regte besluit te neem en die sonde te ontroon van ons hart, sodat U geregtigheid daar kan seëvier. En ek bid dit in Jesus mooi naam. Amen. Sing daai te wees soos Jesus. Halleluja. Terwyl die broers weer na vore kom. Wat is die begeerte van ons hart, Here, om die Gees van God binne in ons te hê en te lewe soos U. Gees van God, leer ons, lei ons, gee ons die krag om te lewe soos Jesus. Om sy denke te kan doen, sy woorde te praat en sy dade te handel. Vader, waar ons nou stil staan by die tafel,
Bid ek die Here dat dit nie net uit gewoonte sal wees nie, want ons waarlik waar die liggaam van Christus sal onderskei, sy bloed sal onderskei, Here, en dat ons dit sal drink, sal eet, Here, tot gesondmaking, Here, en om te weet, dit wat nie vir ons gedoen het, Here, denk ons dit, en ons gee hierdie, Here, aan U al die lof en die Here daarvoor, seën dit op ons liggame, in Jesus naam. Kan jy sit neem? Die woord van die Here lees as volg. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, nadat hy gedank het, sê neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Ek sidder tot ek waar sou het wees, as dit nie vir die tafel was. Wat sou van ons geword het, as hy dit nie die moeite werd geag het, om 'n hemelse troon en woning te verruil, vir 'n stal en 'n krib, 'n bespotting en 'n vervolging deur sy lewe, en dan aan die einde 'n ontsaglike wrede kruisdood. Dis iemand wat na 'n film gekyk het oor die kruisiging, hulle kon dit nie klaar kyk nie, want hulle het so kwaad geword, dat iemand dit aan die koning van die konings moes doen. Vir jou en vir my. Sodat ek genade kan kry, dat hy my die krag kan gee oor die mag van die vyand, dat ek in my woorde mag kan hê van lewe of dood, en dit graag gebruik in die vrug daarvan eet. Hy het so intens in my en jou belang gestel, toe hy daai op broodjie breek sê, dit is my liggaam, ek doen dit, sodat jy eendag dit kan maak en saam met my wandel. Ek gaan nie jou liggaam van my breek, want ek wil gaan vir jou 'n plek gaan berei, sodat jy kan wees wat ek is. En as Jesus, as hy klaar is, dan kom hy terug, om elke kind van hom te kom haal. En as hy vandag vir jou kon antwoord, Here, was dit die moeite werd, gaan hy sê, ja, duisend van ja. Dit was die moeite werd. Neem eet, dit is my liggaam. Ek wil hê jy moet dit vanmôre net vat, as 'n maandelikse eerste Sondag instelling nie. Ek wil hê jy moet dit vanmôre opnuut vat en sê, Here, dankie, want deur hierdie tafel het ek krag om te oorwin. Deur hierdie tafel, sê 1 Petrus 2:24, deur wie se wonde julle genees is, dis 'n verlede tyd, halleluja. Deur hierdie tafel, sê God se woord, en spoedig sal ek die Satan onder julle voete verbruisel. Deur hierdie tafel vanmôre, kan ek sê ek staan heilig voor God, want hy het my gereinig en geheilig. Here, maar nodig het hoe sy dag, want die Here moet die troon wees hier. Dit is wat we gaan neem, eet, almal daarvan. Doen dit tot my gedagtenis. Ek wil hê vanmôre dat jy daai broodjie vat en jy sê, Here, deur die Heilige Gees openbaar my wat is op my hart. Partykeer is ons nie goed by name noem nie, maar partykeer is ons nuusdraers. Julle weet wat dit. Ons moet sommer plainweg skinder in ons taal, né?
Die straas gaan ook nie met die hemel instap nie. Die Bybel sê so. Here, wat is op my hart vanmôre? Weet jy, as daar op jou hart iets is, dan sê die Bybel, ek gaan my Boeta hoor ag as myself. Dan sê my woord, ek sal hom voorgaan in eerbetoning. En dan maak hy foute teenoor my. Weet jy wat sê die Bybel? Die liefde bedek alles. Bedek 'n menigvuldige sonde. Wat beteken dit? As hy iets gemaak het, hardop ek nie met almal, ek gaan vertel het vir almal net. Ek het maak het toe hierso, want dis die liggaam van die Here Jesus wat vir jou gebreek is, sodat jy al hierdie voorregte kan geniet. Dan wil jy dit vat, ons gaan op mekaar wag, ons gaan dit saam gebruik. Dan sê my God, wat is op die troon van my hart vanmôre? Dat ek hier wegstap, sê my God, U is waarlik op my troon. Wanneer ek hier wegstap, sê Here, Psalm 30 sê, Here, plaas 'n wag voor die deur van my lippe. Suiwer my hart en my gedagtes. Hierdie tafel spreek van hy breek sy liggaam, sodat julle kan verander, die vernuwing van julle gemoed, sodat ons in 'n nuwe lewe kan wandel. Die ou dinge afgesterf. Kosbare liggaam van die Here Jesus Christus. Sy liggaam gebreek vir jou. Robert, jullie uitmekaar uitgeskeur. En daar was nie 'n beter prys nie. Jesus sê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons neem dit saam. Mag U my genadig wees. Amen. Bybel sê ook net so, beker na die ete, met hierdie woorde, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Dit kon nie, sê die Ou Testament, die bloed van bokke en stiere, het dit nie weggevat nie, het dit net toegemaak. Maar in die Nuwe Testament kom die bloed van die lam, eens geslag vir my, en hy maak het nie toe nie, hy verwyder dit, hy maak het nie toe nie, hy was in my witter dan sneeuw, witter as wit wol, sê die Bybel, dis die bloed van die lam, hier die bloed van Jezus, die sien, die mens moet iets verstaan, dat hier die bloed reinig my, en deur hier die bloed, kyk God na my as 'n geregverdigde. Hy sê, en hy het hom, God het
het hom Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jy is vanmôre geregverdig. Sorg dat die regverdigheid op jou hartstroon en beheer is. Anders te sê, Here man, die naam het ons duiwels uitgedryf. En die naam het ons hande op siekes gelê. Jy die naam het ons geprofeteer, as jy gaan weg, ek ken jou. Hoekom? Want daar was 'n ander koning op die troon gewees. Die koning van duisternis was op die troon. Drink almal daaruit tot my gedagtenis. As jy die beker verkies, kan jou hand opsteek. Broer Henny sal jy bedien met die beker. Prys die naam van die Here. Drink almal daaruit. Tot my gedagtenis. Dis my bloed. Dis die beker van 'n nuwe testament. Van 'n beter, halleluja. Is jy rein, Halleluja. deur die bloed, deur die kosbare bloed van die Lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu, so wit Deur die kosbare bloed van die Lam. As jy vanmôre nie bely, dan bely jy by God vanmôre. Ek kry vanmôre klaar in Jesus naam die sonde, by die ongerechtigheid. Ek kry vanmôre klaar met 'n loop lewe. Alles vir die Here, alles vir God, halleluja. Die krag van die Heilige Gees, in Jesus se naam. deur die kosbare bloed van die Lam, is jy rein, deur die bloed, Deur die kosbare bloed van die Lam, halleluja. is jou klere vlekloos soos die sneeu, so wit deur die kosbare bloed van die Lam. O, is jy rein, Deur die bloed, ware bloed van die Lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu, so wit deur die kosbare bloed van die Lam. O, is jy rein, deur die bloed, deur die kosbare bloed van die Lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu, so wit deur die kosbare bloed van die Lam. O, is jy rein, deur die bloed, deur die kosbare bloed van die Lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu, so wit deur die kosbare bloed van die Lam, is jy rein, deur die bloed, deur die kosbare bloed van die Lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu, so wit deur die kosbare bloed van die Lam. Ja, is jy rein, deur die bloed, deur die kosbare bloed van die Lam, is jou klere vlekloos soos die sneeu, so wit deur die kosbare bloed van die Lam. terwyl jy so saggies speel. Ek kan net jou hand opsteek. As jy wat vanmôre sê, my broer Drang moet een vat vir sy vrou. Hy vat dit,
Hy gebruik dit, en wat sê hy? Here, ek ondersteun die liggaam van die Here Jesus. Here, ek erken die gesag en die krag van die bloed van die lam. En Here, ek weet die woord sê, deur die wonde, en daar genesing gehad. 1 Petrus 2:24, lê sê, kom dit waar jy, deur wie se wonde julle genees is. Weet wat, ons hoor wat sê medici. Maar ek sê, dis nooit verby, totdat die Almagtige sê, dit is verby. Tot dan, glo ons op God, glo ons die Here, vertrou ons die Here met alles wat in ons het. As jy wil, as jy vir iemand wil intree, steek op jou hand, die broers gaan, by jy 'n draadjie kom maak. As jy weer die beker verkies, kan jy net vir broer Henny laat weet. Yes, holy bloed van Jesus, dit was my wonder dan die sneeuw. Holy bloed van Jesus, holy bloed van Jesus, van Jesus, dit was my wonder dan die sneeuw. Ons sê net dankie vir die bloed van Jesus. Ons sê net dankie vir die bloed van Jesus. Ons sê net dankie vir die bloed van Jesus. Dit was my wonder dan die sneeuw. Daar is krag in die bloed van Jesus. Oh, daar is krag in die bloed van Jesus. Daar is krag in die bloed van Jesus. Dit was my wonder dan die sneeuw. Daar is krag in die bloed van Jesus. Daar is krag in die bloed van Jesus. Daar is krag in die bloed van Jesus. Dit was my wonder dan die sneeuw. Daar's genesing in die bloed van Jesus. Oh, daar's genesing in die bloed van Jesus. Daar's genesing in die bloed van Jesus. Dit was my wonder dan die sneeuw. Daar's genesing in die bloed van Jesus. Oh, daar's genesing in die bloed van Jesus. Daar's genesing in die bloed van Jesus. Dit was my wonder dan die sneeuw. Halleluja! Staan niemand oorgeslaan nie. Iemand wat nog geleentheid gesoek het nie. Ons gaan, ek wil vra die gemeente gaan staan, ek gaan vir my nie van ons te bid. Maar besonder vir Ruteranus vrou in die hospitaal, dat God daar sal ingryp. Ek jy moet staan, jou hande daar nou uitsteek, as daar nog iemand is, steek jou hande daar, Pastor Barry, lê jou hande daar op hom, terwyl, in ieder geval, kom gemeente, kom ons staan, voor die Here vanmorgen, dat God daar op 'n wonderbaarlike wyse sal ingryp. In Jesus.
Vader, in hierdie môre wil sê ons baie dankie dat ons kon deel gehad het aan die tafel. Here, wat 'n belangrike instelling was dit nie wat Jesus self vir ons gedoen het. En Vader, in hierdie môre wil ons vir U sê dankie dat ons weet die liggaam is vir ons verbrysel tot genesing. Here, van allerhande siektes en kwale. Here, en die bloed het gevloei vir al ons sondes. Vader, in hierdie môre wil ons eerstens dankie sê dat ons weet die graf is leeg. Here, U is nie daar nie. U het opgevaar en U sit in die regterhand van die Vader en U berei vir ons plek op hierdie oomblik. Vader, in hierdie môre wil ons vir U sê dankie dat ons weet toe daar geen bloed meer was van enige dier wat ons kan loskoop nie. U die dierste prys vir ons gestuur, die Seun, en ons ook om sterwe. Vader, maar in hierdie môre wil ek ook weet sê dankie dat ek vanmôre weet, ek is oortuig, Here, dat U het vanmôre bande gebreek tydens U naam. Jy het mense vrygemaak. Jy het hartsverandering gebring na waar dit nodig is. Maar Here, ons wil ook vanmôre dink aan ons broers en vrou, soos die lange wat in die hospitaal is. Here, en ons weet, niks is vir U onmoontlik vanmôre nie. Ons kom bid vanmôre en vra, Here, dat U die woorde aan op haar sal lê. Vader, ek wil bid en vra dat sy nou U genesingskrag deur haar liggaam sal invloei, Here. En dat ons hoor van 'n wonderwerk wat net plaasgevind het in haar liggaam, Here. En dat die broer vir ons sal kom sê, my vrou is genees, Here, en ons sal weet dat alles deur U genade is. Vader, dankie dat ons ook weet dat ons as die kinders kan in vryheid lewe in hierdie kruisdood. Here, ons het vrede, ons het vreugde, ons het blydskap, ons het kalm in ons lewens daar. En ek kom eer U daarso voor in Jesus naam.